Goeiemôre. Ons is besig met 'n 40 dae reeks oor verhoudinge en vanoggend kyk ons spesifiek na my verhouding ook tot die staat. As julle reg kan onthou, is dit dat Rolle my gesê het dat die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie, maar eintlik om apaties teenoor mense te staan. En ek dink as 'n mens baie keer dink oor ons verhouding tot die staat, dan staan mense dikwels apaties teenoor die staat en ek dink die bewys daarvan is dat juis 41% van geregistreerde kiesers in Mei vanjaar glad nie eens gestem het nie. Wanneer mense apaties staan, dan beteken dit dat ek glo nie dat my bydrae meer 'n verskil kan maak nie, daar's nie vertroue in die verhouding nie. En daarom is dit nodig dat ons ook weer gaan kyk na hoe kyk ons spesifiek na hoe ons leef ook teenoor mense wat regeer en teenoor die staat. Die teksgedeelte vanoggend is 1 Timoteus 2, hier van vers 1 tot 7. En ek gaan net die eerste 2 verse lees. Daar staan: ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Max Lucado het gesê, we choose prayer over despair. Peace happens when people pray. Daarom as ons gaan kyk vanoggend na hierdie gedeelte en ons dink oor ons verhouding tot die staat, dan word ek en jy opgeroep in die eerste plek om te sê, maar dis ook nodig om dan ook te bid vir leiers in ons gemeenskappe. Nie net omdat dit 'n opdrag van die Here is nie, maar omdat hierdie opdrag vir ons help om te sê, dit help ons ook om 'n rustige en 'n stil lewe by God te kan lei. As 'n mens vra hoekom en hoe en wat moet ons bid, begin die gedeelte natuurlik in vers 1 deur te sê dat dit 'n opdrag is in die eerste plek om te bid. En daarom lees ons dit ook dat ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek dan juis gebid moet word vir mense wat regeer. As 'n mens moet vra, maar hoekom moet ons daarvoor bid? Dan begin vers 2 deur te sê, sodat ons 'n stil en rustige lewe kan lei in volkome toewyding aan God. Nou ek dink wat belangrik is dat die konteks van Efese was natuurlik dat daar 'n sterk Romeinse karakter was, en daarom is dit nodig gewees dat Paulus vir die gemeente eintlik kom sê, dat wanneer hulle dan ook in 'n goeie verhouding teenoor die owerheid leef, dat hulle eintlik 'n rustige lewe kan hê, en sodat hulle kan voortgaan om hulle Christendom dan ook prakties te kan leef. So as ons in die eerste plek vra, hoekom bid ons vir ons regering, dan is dit 'n opdrag van God, en die Here herinner ons daarom te sê, wanneer dit gebeur, gee ek vir julle die geleentheid om dan ook julle Christendom dan ook te kan leef. As ons praat oor hoe ons moet bid, word ons herinner om te sê, dit gaan gepaard met smeking, voorbidding en danksegging. Nou as 'n mens dink aan smeking, dan is dit om in afhanklikheid teenoor God te staan. Dis nie om eise teenoor God te stel nie, maar om regtig jou hart te kan verwoord teenoor die Here, om te sê dit wat op jou hart is, en dat jy mag smeek dan ook, dat die Here dan ook kan kom verander en kan kom ingryp, ook in die regeerders se lewe. Wanneer ons praat oor voorbidding, het dit die betekenis om te sê dat daardie leiers, ek ook vir hulle intree by die Vader, dat ek vir hulle spesifiek ook by die naam bid, en ook vir hulle behoeftes bid, en bid dat die Here ook vir hulle mag seën, en vir hulle mag help. En wanneer ons met danksegging bid, dan beteken dit ek kyk terug met dankbaarheid ook, en ek sien ook die positiewe en die goeie raak, dit wat mense dan ook gedoen het. Hoekom en wat ons moet bid is natuurlik is om te vra dat die Here ons oë sal oopmaak. Dat wanneer ons bid vir ons regering, wanneer ons bid vir ons land, vir ons owerheid, dat die Here vir ons ons oë sal oopmaak sodat ons die onreg kan raak sien, sodat die ongeregtigheid en die gebrokenheid in ons samelewing sigbaar word. Want jy sien, wanneer die Here my oë oopmaak en ek die nood rondom my raak sien, dan dwing dit my ook om iets te gaan doen.
Daar's hierdie pragtige broken window beginsel wat in die sosiologie na vore kom, waar dan ook sê dat wanneer 'n gebou se ruit uitgegooi is en jy dit nie herstel nie, dan skep dit die idee vir mense met dit is nie belangrik nie. En daarom is dit dat jy eintlik dadelik herstel moet plaasvind, dat jy 'n ruit moet stukkend maak, rommel wat in die strate rond lê, dat jy dit sal optel, want dan gee jy hoop aan mense en maak jy vir mense bewus daarvan om te sê, maar ons is eintlik hier om 'n verskil te maak. Daarom wil ek jou vanoggend uitnooi deur te sê, neem die tyd en bid ook vir ons regering, bid vir mense in gesagsposisies, begin met klein taakies in jou omgewing. Klein is dikwels baie belangrik. Begin met 'n projek waar jy som net papiere optel in die dorp. Miskien is dit dat jy som net jou eie voortuin wil begin mooi maak om te sê ek wil eintlik 'n teken wees van hoop vir mense. Maak julle sypaadjies skoon. Begin 'n gebedsgeleentheid waar ons kan bid vir ons polisielede. Skep 'n geleentheid waar jy kan bid vir die personeel by ons laerskool en dat ons ook vir ons onderwysers kan intree by die Here. Jy kan natuurlik ook 'n landslag uitknip of jou kinders se skoolwapen uitknip en dit teen jou yskas vasplak om vir julle te herinner om te sê ons is hier om te bid, om voorbidding te doen vir ons skool en ook vir mense wat in leiersposisie is. Kom ons bid saam. Here, seën vir ons in hierdie dag en help vir ons, Here, om ook ons regerders dat U hulle sal seën. Dankie vir dit wat hulle doen en daarom, Here, gee vir ons ook die geesesoë om die nood en die onreg raak te sien en om dan ook 'n verskil daarin te kan doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.